Ontdek jou skepingsdoel met Trinity Truth deur pastoor Karen Meiburg, maandag om 1900. Ons kuier weer lekker saam op die Trinity Truth program. My naam is Karen Meiburg en verlede week se preek wil ek jou net herinner, se tema was gewees slaan kamp op en trek verder in God se plan. Nou wat is dit wat jou terughou om te trek in God se plan vir jou? So hierdie week se tema is slaan kamp op en trek uit jou woestyn. En voordat ek die woord gaan lees, kom ons bid saam. Here, dankie dat U is die woord. En dankie vir die Heilige Gees, Here, wat ons helper is. Wat ons help om te verstaan. En soos wat ek die woord nou gaan lees, Heilige Gees, vra ek asseblief dat U dit in mense se harte sal gestalte laat vind, Here, en dat U alleen met elkeen sal praat in die seisoen wat hulle is. Dankie, Here, dat ons nou kan weet, dat wanneer ons in die woord lees, dat dit U is wat daar praat, en ons loof U in Jesus naam. Amen. Deuteronomium 1 vers 6 tot 8, lees ek vir jou, toe het die Here ons God daar by Horeb vir ons gesê, julle het nou lank genoeg by hierdie berg gebly, draai julle om en trek verder, gaan na die bergstreke van die Amoriete en na al die omliggende gebiede, die vlaktes, die bergstreke, die weste, die suide en die kusgebiede. Gaan na die land van die Kanaaniete en na die Libanon, tot by die groot rivier, die Efraat. Kyk, ek gee hierdie land vir julle. Gaan in, vat dit in besit. Dit is die land wat ek met 'n eed aan julle voorvaders, Abraham, Isak en Jakob beloof het. Ek gee dit aan hulle en aan hulle nageslag. Wie is hulle nageslag? Ek en jy. So as ek so die kernboodskap net so in 3 sinne kan som, en ons gaan nou 'n bietjie gesels verder daaroor, is Israel, wat die Godse volk is, sê het lang genoeg by Horeb gebly. Nou Horeb weet ons, wat was Sinai. Nou Sinai weet ons dan ook, is die 10 gebooie gegee daar. Die heerlikheid van God was op 'n stadium so op daai berg, dat het vir die Israeliete wat nie op die berg was, toe Moses daarbo was om die 10 gebooie te ontvang, nie, dat het vir hulle geklink het soos donder weer, en waar Moses die stem van die Here duidelik gehoor het, en dan God roep hulle om op te trek en die beloofde land in besit te neem. En nommer 3 is, die land is die vervulling van die belofte aan Abraham, Isak en Jakob. So Horeb was 'n plek van verbond, dit was nie die eindpunt gewees nie. Deuteronomium 1 vers 6 tot 7 vertel hoe die Here opdrag gee om te trek vanaf die berg Horeb. Dit is 'n plek waarin hy self die volk gelei het, nee, waar hy gesê het, okay, hulle eers daar uitkamp. Onthou, Horeb was 'n plek van ontmoeting, 'n plek van verbond, maar dit was nie die eindpunt nie. Dit was die wegspringblokke. Die verbond wat die Here met die volk gesluit het, was om hulle identiteit vas te maak. Nou weet ek nie van jou nie, maar elke keer wanneer ek hierdie woorde hoor, voel dit asof die Here persoonlik self met my praat van binne af. So luister dit met jou diep ore van binne af, met jou geestelike ore. Hy het gesê, ek sal julle God wees, en julle sal my volk wees. So die Here se fokus was die beloofde land, en hy gee die riglyne, hoe om daar te kom, wanneer om te trek, en wat verg het van sy volk, en van my en van jou, en dit is gehoorsaamheid, skoon lewe. As ek so 'n bietjie kan gaan teruggaan, in die tyd wat
die Here voorsien het manna elke dag. En as jy kan onthou, in Exodus 16 vers 19 tot 20, dat die manna was vir daagliks bedoel, was vir 'n oomblik soos nou. En wat het gebeur toe die Israeliete dit gebêre het? Dit het bedorwe geraak, vrot geword. So net so moet ons 'n plek maak vir die nuwe wat kom, vir die nuwe wat hier by ons voordeur staan. Want God sê daarso in sy woord, Jesaja 43 vers 19, kyk, ek maak iets nuuts, nou sprei dit uit. Sal julle dit nie merk nie? Ek maak 'n pad in die woestyn en riviere in die wildernis. Wat is die gevaar van ongehoorsaamheid? Nou baie keer hak ons vas by 'n woord wat die Here vir ons gegee het, wat vars was daardie dag, dat ons so afgod maak van daardie dag se woord, dat ons nie kom by vandag se woord, wat ons verder vorentoe vat nie. Baie keer, dan bly ons fokus nog op die berg Sinaï, waar die Here gesê het, slaan kamp op en trek. Want wat gebeur in ons ongehoorsaamheid? Ons is besig om uit te kom by plekke waar ons al verby moes gegaan het. Jesaja 55 vers 8 sê die Here duidelik daarso, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie. Daai sy plan is die beloofde land, sy plan is nie daar waar jy sit in stagnasie nie. So wees gehoorsaam, want uit gehoorsaamheid kom die seën van die beloofde land, die seën van die beloofde land, van die plan wat die Here vir jou lewe het, die seën van die beloofde land, van die plan van die Here vandag vir ons lewe het. En baie keer is ons so ver vooruit, dat ons hoor nie wat sê hy vir ons vandag nie, of ons so ver agter, dat ons hoor nie in die nou wat hy vir ons sê nie. Hy sê, trek nou, slaan nou kamp op, en trek. Die engel sê dit so mooi, hy sê daarso, you have stayed long enough at this mountain, break camp and advance. Baie keer uit ons eie uit stagneer ons, en ons kan nie verstaan, hoekom gaan ons nie vorentoe nie? Hoekom advance ons nie? Verskoon die engels. So, wat doen ongehoorsaamheid? God se plan was geweest, dat hulle trek in 'n 11-dag reis verder. Ongehoorsaamheid, eie ego, eie plannetjies, laat hulle 40 jaar lank, 'n 11-dag reis, om en om en om. Weet, 40 jaar is 'n hele generasie. 'n hele generasie, wat nagevolge moet dra van ongehoorsaamheid. So die roep is nou, trek weg van jou eie ek, jou eie planne, want dit bring jou op 'n plek van 40 jaar. God se plan, sê ek weer, is 11 dae. Die tyd is nou beweeg in gehoorsaamheid. Ek wil weer kom by ons binnekamer vond, in die secret place. Engelse sê so, Matteus 6 vers 6, hy sê, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid tot jou Vader, wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou beloon. So, dis in daai verborgenheid, sonder my eie ego, sonder my eie planne, wat ek myself moet leegmaak, van myself, om weg te maak vir die koning, om weg te maak, 'n plek te maak vir die bonatuurlike. Ek dink spesifiek sommer nou aan Genesis 1 vers 2, en ek wil dit vir jou sommer in Engels sê, daar sê wat, and the Spirit of the Lord hovered upon the face of the waters. En weet jy wat beteken hy hovered? Dit beteken, dit is 'n metafoor, word daar gebruik, as die bruidegom wat, ek wil amper sê vef, wat kloek om sy bruid, wat kyk het alles reg is, wat haar beskerm, wat kyk sy iets nodig het. En die Here wat jou bruidegom, jou en my bruidegom is, hy wil vir jou fluister, jy is myne. Hier is soveel meer as 'n beloofde land. Ek het jou eerste gekies, dis soveel meer as 'n beloofde land.
maar dit bring jou uit by die plek van die beloofde land. So trek die tentpenne uit die plek van stagnasie, vou die tent op, skit die stof af, trek hy ritsluiter toe van die verlede, en sit hy tentpenne in sy hande, hy wil dit vir jou gaan inslaan na die beloofde land. Ek sê weer, make way for the king. Psalm 25 vers 14 sê, die verborgenhede van die Here is vir die wat hom vrees. Wat beteken hy vrees? Die wat hom gehoorsaam. En hy maak hulle sy verbond bekend. En dan sê die Passion Translation, sê die selfde skrifgedeelte so mooi, there's a private place reserved for the devoted lovers of Yahweh, where they sit near him and receive the revelation secrets of his promise. Daar is sekere geheimenisse wat hy net vir jou hart sal fluister in die stilte. Ek wil sommer hier byvoeg, 1 Konings 19 vers 11, sê daar vir Elia, hy sê, en kyk, die Here het verbygegaan, en 'n groot en sterk wind, wat die berge geskeur en die rotse verbreek het, was voor die aangesig van die Here uit. Die Here was nie in die wind nie, en na die wind 'n aardbewing. Die Here was nie in die aardbewing nie, en na die aardbewing 'n vuur. Die Here was nie in die vuur nie, en na die vuur 'n fluistering van 'n sagte stilte. Dis die plek van intimiteit, waar hy sy geheimenisse fluister, en sy beloftes openbaar. Dit is wat die petrol in jou tank sit vorentoe. Dit is waar hy die strategie van sy drome en sy beloftes vir jou fluister, van hoe om by die beloofde land uit te kom, wat hy vir jou op hierdie oomblik het. Hoe om daai grondgebied te betree. So kom uit die woestyn uit, van die verlede se foute. Jy weet, soos wat Israel, wat teruggekyk het na Egipte, bly ons soms vasgevang in skuld en spyt. Hierdie woestyn hou jou vas in wat was, en verhoed jou om te sien wat God nou vir jou wil doen. Kom by die stilte uit. Weet, ons is altyd so oorweldig, as jy net in 'n mall gaan stap, die geluid, die ligte, die lawaai. Mens is so oorweldig, oorgestimuleer, dat dit raak moeilik om stil te raak. Want ek moet altyd my foon by my, ek moet altyd gou kyk wie het vir my WhatsApp gestuur, ek wil net nie altyd gou hierdie voice note luister. Kom by die stilte uit. Wees versigtig om aan die plek te bly van die woestyn van selfgenoegsaamheid. Want wanneer jy dink jy het genoeg bereik, en jy rus op jou ou seëninge, op jou ou blessings, leef jy van gister se manna, daar's soveel meer wat die Here wil gee, daar's soveel meer wat die Here wil doen, daar's soveel meer hoe hy homself wil manifesteer, sodat almal sal weet, dat hy jou God is, dat hy my God is. Met daai plek laat jy stagneer, en het keer dat jy nuwe ervarings met die Here sal hê. Kom uit daai plek uit, slaan jou tentpenne op, trek hulle uit die plek van vrees en twyfel. Jy weet, die volk het die beloofde land gesien, maar hulle het gevrees vir die reëse, en dit het hulle teruggehou. As jy gaan lees daar in Numeri 13 vers 31 tot 33, en hierdie woestyn is 'n plek waar vrees jou geloof versmoor. Wees versigtig daarvoor. Hy woestyn van ou denkpatrone. Hierdie woestyn is wanneer jy jou eie planne bo God se planne hou. Wees versigtig daar, ondersoek jou hart. Die woestyn van droogte en stilte, daai plek. Elia het God nie in die rukwind of die aardbewing of die vuur gevind nie. Ons het nou nog gepraat oor. Hierdie woestyn herinner jou dat jy moet stil word
om God se stem te hoor. Die woestynplek van die eie ek. En dan wanneer jou ego en jou planne, jou eie ego en jou planne so groot word, is jy in die woestynplek van myself. Maar in die binnekamer, in die secret place, trek jy weg van dit af en jy maak jouself leeg vir sy strategie. God wil jou bonatuurlik wys hoe groot hy op pad en in jou beloofde land is, sodat almal kan sien hoe groot jou God is. Ek wil dit net weer herhaal. Hy wil die seën van sy belofte in jou laat geboorte gee, sodat dit vrug dra, wat ander kan eet. Eerste, vrug dra vir intimiteit met jou en die Vader, en dan vrug dra, sodat ander by die plek kan uitkom, want taste and see that the Lord is good. Alles tot eer vir die Here. All glory to God. Kom ons raak stil voor die Here. So Here, ons kom saam voor U met nederige harte. Ons erken, Here, dat ons op plekke soms bly en stagneer. Baie keer dan dink ons, Here, dat U van ons vergeet het, en baie keer dan dink ons hierdie is die ultimate. Here, ons kom bely dat ons baie keer staat maak op ons eie plannetjies. Daarom bring ons alles te wat ons vasbind en terughou na U toe. Here, ons vra, Vader, vergewe asseblief elke negatiewe woord wat ons oor ons beloofde land wat ons al in besit moes geneem het, gespreek het. Here, ons vra dat U vandag die 40 dae reis in ons lewe sal verander na 11 dae toe, so wat dit U plan is. Ons vra, Here, dat U ons vandag in die blou druk sal invat van U beloftes, van U plan, van U strategie. Here, ons kies vandag om ander mense te vergewe wat teen ons gesondig het. En ons kies vandag, Here, om hulle te seën. Vergewe, Here, ons bitter harte. En dankie, Here, dat U genade groter is as ons mislukkings, en dat U barmhartigheid elke oggend nuut is. En ons ontvang nou U vergifnis, Here. En dankie dat U 'n God is wat herstel. En Here, ons vra asseblief, lei ons deur die Gees van God. Ons wil U gehoorsaam. En dankie dat U ons helper is. En ek bid dit in Jesus naam. So ek wil verklaar oor jou lewe. Jeremia 7 vers 23, dat jy werklik sal besef, dat God jou God is en dat jy sy kind is. Ek verklaar, dat jy nie langer by Horeb sal bly nie, maar dat jy gaan in die beloofde land wat die Here vir jou het, in die nou, op hierdie oomblik. Ek verklaar, dat die stem wat jy sal hoor, sal wees die van die Here, en dat elke ander stem wat wil lieg en steel en verwoes, nou sal stil raak oor jou lewe. En dankie, Here, dat wanneer ons gehoorsaam is, met hulp van U Gees, Heilige Gees, dat ek kan verklaar oor elkeen se lewe, die goedheid en die guns van die Here. Amen. As jy wil kontak maak met Trinity Truth Foundation, kan jy ons WhatsApp by 0633 784543. 0633 784543. Tot 'n volgende keer, wees geseënd, hou vas.